Verhoudings deur vertroue help ons floreer. Die vinnigste wat ek in my loopbaan verhoudings sien vertroebel het en verbrokkel het, is wanneer vertroue betwyfel word. Daarom is dit so belangrik om altyd te werk aan vertroue in verhoudings. Volgens Gottman en Silver is vertroue die kern van emosionele veiligheid in verhoudings. Vertroue is volgens hulle die oortuiging dat jou maat of geliefde jou beste belange op die hart dra, selfs in konflik. Vertroue bevorder openheid. Dit sorg dat 'n mens nie voortdurend op die verdediging hoef te wees of te voel nie. En hierdie vertroue geld nie net vir huweliksverhoudings nie, maar ook vir vriendskappe, vir gesinne, vir organisasies, vir geloofsgemeenskappe. Dawid skryf in een van sy psalms oor die goddeloses wat beter doen of lyk asof hulle beter doen as die regverdiges. En dan gee hy hierdie belangrike beginsel in Psalm 37 vers 3. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Werk en woon rustig voort. Hiervolgens begin vertroue by vertroue in die Here. Dis waar alles begin. Dis vertroue in God se leiding. Dis vertroue dat God dinge sal laat uitwerk. En hieruit vloei die vertroue tussen mense wat 'n veilige ruimte skep waarin ander kan groei, waarin ander selfs foute kan maak, maar steeds geliefd sal voel. Dink 'n oomblik aan wie se vertroue jy moet versterk in julle verhouding met mekaar. Dalk is dit tyd om eerlik te wees. Dalk is dit tyd om 'n belofte na te kom. Dalk om sonder oordeel net te luister, of om eenvoudig self betroubaar te wees en dit te wys. En wys jou vertroue in ander deur toe te laat dat hulle eie keuses maak en daardie pad loop sonder dat jy dit net wil bly beheer. Want ons soos die vers sê, woon en werk rustig voort, dan wys dit ons vertroue in God, dit wys ook ons vertroue in mekaar. Leef geïnspireerd.